Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons is reeds al by studie nommer 12 in die reeks wat gaan oor God se geregtigheid en sy liefde. En vandag gaan ons kyk na hierdie twee konsepte wat ons vind in daardie vraag wat vir Christus gevra is. Wat is die grootste gebod? En hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, jou hele hart, jou hele verstand en al jou krag en jou naaste soos jouself. En dan gaan ons ook kyk na wat is dit wat dan reg in lyn met hierdie is, wat die sondes is, wat ons dan doen om hierdie twee gebooie te verbreek. Vandag saam met my in die ateljee om na hierdie onderwerp te kyk en te bestudeer, Ronay Firstenberg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, dis goed om jou weer by Insig te hê, dat ons weer kan verder gaan oor ons studie in God se woord, oor sy geregtigheid en sy liefde. En kan jy dit glo? Hierdie is ons tweede laaste studie in die reeks. Dan is ons met nog 'n reeks alweer klaar. En vandag se studie gaan ons eintlik kyk na die twee woorde wat ons in ons tema kry, God se geregtigheid en sy liefde. So ons kyk na die liefde en geregtigheid van God. En dan gaan ons dit inbring in die twee groot gebooie wat Christus gesê het, hieraan hang die hele wet. Maar voor ons begin, wil jy vir ons open met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om weer u woord oop te maak, om saam van u te kan leer en nader aan u te kan dan groei, om meer te leer van u liefde en u geregtigheid. Ons bid dat u Heilige Gees asseblief vir ons sal vul met insig en wysheid. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. So kom ons gaan voort en dan kyk ons wat sê Gods woord vir ons in 1 Johannes 4 vers 20. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy nie gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Met ander woorde, jy het so ekstra nie daarin gesit, maar ons weet almal wat ons lees dit almal reg, nee. Dit sê daar vir ons, as iemand sê, ek het God lief, en hier in die kerk, maar die volgende oomblik gaan hy uit, en hy is lelik, as ek dit maar op daai manier kan stel, teenoor iemand anders. Of hy sê, maar kan nie met hierdie persoon oor die weg kom nie, en ek kan nie met daai persoon oor die weg kom nie. Dan sê die skrif vir ons hier, jy's 'n leienaar. Jy praat nie die waarheid nie, want hoe kan jy dan, en ek dink ek wil ons 'n bietjie na daai konsep kyk, hoe kan jy sê ek het God lief, as ek die broer wat deur God geskape is, deur God gered is, of die suster, en hom of haar nie lief hê nie? Ek dink dit is nogal 'n vraag wat ons van baie hoeke af al na gekyk het in 'n hele klomp van ons reekse wat ons al aangebied het, maar ek dink dit is nodig dat ons vir 'n oomblik net weer daarby stil staan. Baie mense kom by my en my man, dan sal hulle sê, ek wil die Here lief hê, maar ek wil niks met sy kerk te doen hê nie. Ek wil niks met sy mense te doen hê nie. Ek wil nie eers tyd met hulle deurbring, ek gaan nie kerk toe nie, ek het die Here lief. Nou, jy het so 'n mooi manier om dit te beskryf deur te sê, maar die Bybel sê vir ons dat ons geloof is soos 'n liggaam, nie waar nie, waarvan Christus die hoof is, en die res van die liggaam is sy kerk. Nou, jy spot altyd, dan sê jy kan nou nie vir my sê, mevrou, ek is mal oor jou gesiggie, maar ek hou niks van die res van jou nie. So, dit kom op dieselfde neer. Ons kan nie voor die God kan staan en sê, Here, ons wil deel wees van u liggaam, maar ons wil net die hoof dien, ons wil net Christus dien, maar by die res van die liggaam wil ons niks te doen nie. Ons wil nie saamwerk nie, ons hou nie eers van die res van die liggaam nie. En dis presies waarop hierdie ding neerkom. Jy weet, my ma het onderwys gegee tot op 65, tot hulle al gesê het, sy mag nou nie meer
onderwys gee nie, sy moet nou op pensioen gaan, maar sy het so 'n kostelike sêding gehad, waar sy het gesê, sy's verskriklik lief vir onderwys, dis vir haar verskriklik lekker, die skool is 'n heerlike plek, as dit nou net nie vir die klomp kinders was nie. So, ek wonder hoeveel van ons baie keer ook daai houding het, van die kerk is 'n heerlike plek, en is heerlik om die Here te dien, as dit nou net nie vir die klomp ander Christene was, wat altyd hier rondom ons die lewe kom moeilik maak, nie. En tog sê die Here, as jy my aanvaar, dan kan ek maar die Engelse woord gebruik wat sê, as 'n package deal, saam met my kom my hele liggaam, wat die kerk voorstel. So ons kan nie mense verwerp, en God probeer aanhang nie. In 'n ander gedeelte in Johannes sê dit vir ons, hieraan sal hulle weet, dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Met ander woorde, of ons nou in dieselfde denominasie is, of ons in dieselfde gemeente is, of ons in dieselfde kerk is, die feit van die saak is, ons moet mekaar dan kan lief hê, want as ons nie 'n medebroer, 'n medesuster, 'n mede-Christen kan lief hê nie, dan sal die res van die mense nie kan sien, dat ons God se disippels is nie. Dis basies wat dit op neerkom. Kan ek net so een stapie dieper gaan, want onthou, ons het nou baie daaroor gesels in ons studie hierdie afgelope paar weke ook. Ek en jy moet dieselfde missie hê as die Here, dan sal ons lief hê soos wat die Here lief het. Ja. Die rede hoekom ek en jy mense verwerp is as gevolg van aardse irritasies. Ek kan my persoonlikheid bots met iemand anders, of hoe dit ook al sê. Die feit van die saak is net, as ek en jy die missie van Christus deel, dat ons soveel as moontlik siele gered wil sien, Ja. dan is daar geen manier dat jy dit ooit kan redeneer, dat jy die Christus wil aanvaar, maar jy wil nie die liggaam aanvaar nie. Want die Christus is die Christus, omdat hy vir die liggaam kom sterf het. Inteendeel, as ek sê ek het nie my medebroer lief nie, of ek wil niks met die mense in die gemeente uit te waai nie, as ek dit nou maar so kan stel, dan sê ek ook indirek, Here, ek wil niks eintlik met jou uit te waai nie, want dit is dubbelsinnig, want die Here is hoof van sy liggaam, en jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Hulle is een, want Christus is een met sy kerk. Daarom is dit noodsaaklik dat ons die twee by mekaar moet uitbring en sê, soos ons hom lief het, so moet ons hulle lief hê, en vice versa, soos die Engelsman sê. Maar kom ons gaan kyk na daardie groot gebod wat vir ons gegee het, en ons kry dit in Matteus 22, en ons gaan vanaf vers 36 lees, tot en met vers 40. 22 vanaf vers 36 tot 40. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Okay, so kom ons gaan gou net eers by die heel laaste vers. Kom ons begin by die heel laaste vers. Aan hierdie twee gebooie, die twee wat hy nou opgenoem het, hang die hele wet en die profete. Nou as ons vinnig gaan kyk, die wet en die profete, onthou dit praat nie net hier van die wet, die 10 gebooie nie. As hulle daarna gepraat het na die wet en die gebooie, dan verwys die wet die eerste 5 boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en dan die profete, al die ander profetiese boeke wat ons in die Ou Testament kry. En die Here sê, hieraan, hierdie twee gebooie hang aan die hele wet. Met ander woorde, as jy van al daardie boeke deurgaan, dan kry jy hierdie volgende beginsel. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Dis half aardig, nee, ek weet, 'n klompie jare terug het jy met 'n goeie Christen persoon gesit, en vir hom probeer verduidelik dat alles wat in ons Christendom al wat in ons Christendom van belang is die evangelie. Ja. En hierdie man was redelik gefrustreerd met jou, en ek kan so goed onthou sy woorde, wat hy was vir jou gesê het, dit kan nie so eenvoudig wees nie. Daar moet iets meer wees. Ons wil nou amper sê, wanneer ons kyk en ons sê, veral as jy woord profete hoor, nie,
Want die oomblik as ons profete hoor, dan gaan ons radars mos so aan. Dan sien ons net al wat 'n profetiese boek is, ons hardloop daar, ons gaan Daniël toe en ons gaan Openbaring toe en ons hardloop net na al die profetiese gedeeltes toe. Maar al wat die Here hierso sê is dat dit maak nie saak wat jy in die profete probeer inlees of wat jy dink die profete het kom bring nie. Die grootste les wat die profete gebring het, is dat jy jou Here, jou God moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel, hele verstand, en dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Ja, nou dis wat ek het ons ooit gedink dat al die profetiese boeke, die hele profetiese boek, op die einde van die dag, dat dit die opsomming is van die twee. Ja, want as ons nou ook gaan kyk na Eksodus hoofstuk 20, en as ons nou na die wet wil gaan kyk, hierdie woorde wat Christus aangehaal het, is 'n opsomming van die twee tablette. Ja, is 'n opsomming, maar hierdie woorde staan nie daar nie. Nee. So met ander woorde, ja, om jou Here jou God lief te hê is die eerste 4 gebooie en jou naaste lief te hê is die laaste 6 gebooie. Maar dit praat ook van al die boeke van die kom ons verwys nou maar na die Ou Testament. Daar's net 'n paar van die ander wat ons nou sal sê wat nou nie hierin ingesluit is nie, wat verwys soos Ester en soos Job en soos Prediker en Spreuke. Maar almal van hulle getuig ook eintlik van die liefde van God, maar die wet en die profete verwys na al die ander boeke. Met ander woorde, die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jy my liefhet, en dis wat ek altyd sê. Dan die mense sê altyd, ja, maar ek moet die Here lief hê met 'n ander liefde en dan my naaste soos myself. Hoe het jy jouself lief? Dis my vraag. Jy het jouself lief met jou hele krag, jou hele verstand, en jy sal alles doen altyd wat die beste is vir jou. Ek sê altyd, ons sal ons nie met opset seermaak nie. Daarom, as ons God so lief het, en ons het onsself so lief, dan moet ons ander ook so lief hê, en dis eintlik wat Christus sê. Hieraan hang die hele gebod. So jy kan nie die Here net lief hê alleen en vergeet van die naaste nie. En ons wil nou nie eers ingaan en amper gaan kyk wat is die naaste nie, ons het dit al in voriges gedoen. Almal daar buitekant is jou naaste. En ek dink ons gaan dit heel aan die einde gaan ons vinnig weer kyk na Lukas hoofstuk 10 toe. Van net om so by die naaste uit te kom. Maar ons gaan nie baie tyd daarin vandag spandeer nie. So kom ons blaai na 'n volgende gedeelte toe in Matteus 19. Is net so eentjie terug. En hier is weer 'n ander interessante gedeelte wat vir ons gebring word. En hierdie is 'n ryk jong man. Nou Matteus hoofstuk 19 en daar vanaf vers 16 en ek gaan die eerste paar vers lees ek net vir ons klaarmaak. En daar kom een na hom en sê vir hom: "Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê?" Met ander woorde, hier kom die idee uit, ek moet iets goeds doen. As ek iets slegs doen, gaan ek dit nie kry, as ek iets goeds doen, gaan ek dit kry. En hy sê vir hom: "Waarom noem jy my goed?" Nou dis Jesus, nê? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. OK. Hy vra hom: "Watter?" Jesus sê dat jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou dit is die laaste 6 gebooie. Nee. En nou gaan hy aan, en die jongman sê vir hom: "Al hierdie dinge doen ek in onrou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?" Jesus antwoord hom: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my." En dan sê hy, maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels: "Voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan." So hier gaan dit oor, nie so seer, ons moenie konsentreer op die jongman moes al sy goed verkoop het, oor die Here verwag dat ek ook al my goed moet verkoop nie. Maar die probleem hier was, dat hierdie jongman se goed het tussen hom en sy liefde vir God gestaan. En hy was nie bereid 10-1 om sy besittings wat hy mee geseënd was, met ander te deel nie. En daarom het die Here vir hom persoonlik gesê: "Jy moet dan hierdie goed verkoop, en dan volg jy my." En toe sien ons nie, dit was te erg vir hom, hy kon nie die Here so volg nie. Hy kon nie van sy aardse besittings ontslae raak nie. So daar was iets anders wat hy liewer voor was, as wat hy vir God was. En vir mense was. Ja. Alhoewel, elke keer wanneer ons hieroor gesels, gaan terug na die konsep toe. Het jy en ek dieselfde missie as die Here?
is ons in lyn met God se missie. In ander woorde, ek wil amper nou sê, wanneer jy vandag praat van iemand wat jy nie lekker oor die weg kom nie, kan ek nou jou beloof dat onmiddellik 'n gesig gee en elkeen van julle se koppe ingepop. Nie waar nie. Ja. Daar so 'n prentjie van iemand wat voor jou kom wat jy nou dadelik sien wanneer jy praat van iemand wat jy nie oor die weg kom nie. Wanneer laas jy daaraan gedink dat die Here daardie mens wat jy dalk nou so op hierdie stadium so groot probleem mee het, in die hemel wil hê? Ja. En dat dit dalk jou taak is om hierdie mense na hom toe te lei. Kyk, die ander ding, dis is baie waar wat jy daar sê. Die ander ding wat ons nou moet kyk of dalk net in gedagte hou en dinge bietjie meer huis toe bring. Wat is daar wat ek dalk aan vashou? Wat my weerhou om 'n goeie verhouding met Christus te hê? Is dit dalk my werk? Ek werk baie hard en ek geniet dalk my werk en my werk kom altyd eerste. En as ek nou nie tyd het vir die Here nie, dan moet hy nou maar wag. Is dit dalk die sport wat ek beoefen? Is dit wat dit ook al mag wees? Elkeen van ons het dalk iets wat ons voor Christus wil stel. En ons sê nie jy moet heeltemal daarvan ontslae raak nie, maar moenie wat ook al in jou lewe is voor Christus stel nie. Dit moet altyd daarna volg. Ja, moenie jou prioriteite deurmekaar kry nie. Ja. As Christen moenie jou prioriteite deurmekaar kry. Maar hier's 'n interessante konsep. As daar dan die twee groot gebooie is waarna ons kyk. En hierdie twee groot gebooie gaan oor liefde teenoor God, maar dit gaan ook dan om liefde teenoor jou medemens te hê, maar hier kom die tweede woordjie in van ons tema. Geregtigheid. Want as ek nie my naaste se goed begeer nie, dan sal ek hom reg behandel. As ek nie my naaste se goed steel nie, dan sal ek hom ook reg behandel. So hoor wat ek sê. Ek hoor wat jy sê. So al daardie goed kom daardeur. Met ander woorde, dit gaan oor geregtigheid. Hoe behandel ek ander mense in hierdie proses? Nie net deur te sê ek is lief vir hulle nie, maar geregtigheid kom meer daarin oor die doen, oor wat ek teenoor hulle doen. En daarna kan ons byvoorbeeld gaan kyk na Psalm 135 vanaf vers 13 tot 19. O Here, u naam is tot in ewigheid. U gedenknaam, Here, van geslag tot geslag. Want die Here sal aan sy volk reg doen en medelee hê met sy knegte. Die afgode van heidene is silwer en goud en werk van mense hande. Hulle het 'n mond, maar hulle praat nie, hulle het oë, maar hulle sien nie. Ore het hulle, maar hulle hoor nie, en ook is daar geen asem in hulle mond nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Huis van Israel, loof die Here, huis van Aaron, loof die Here. Okay, so hier kom hy. Dis amper die woorde wat die Here, wat ons nou al 'n paar keer so in die Bybel herhaal sien, wat sê, kies vandag wie wil jy dien. Ja, want dit kom daarop neer. So, as ons sê ons met die Here, kom ons gaan eers na die twee groot gebooie toe. Ons moet die Here ons God lief hê, met ons hele hart, ons hele siel, al ons verstand en al ons krag. Wat is die teenoorgestelde daarvan as ons dit dan nie doen nie? Dan verwerp ons hom met ons hele hart en ons hele siel. En dan aanvaar ons iets anders in sy plek. So dit is en ons het nie vandag 'n afgod wat daar in 'n beeld is wat ons dalk voor hom gaan staan nie, maar ons verafgod baie dinge in ons lewens. Met ander woorde, ons sit baie ander dinge voor ons God. En die ander ding is, as ons nou byvoorbeeld gaan kyk, kom ons kyk, ons gaan na Sagaria hoofstuk 7 toe, ek het hom nou hier by my oop, Sagaria hoofstuk 7, vanaf vers 9 tot 12, en dit sê, so het die Here van die leerskare gespreek en gesê, spreek 'n eerlike vonnis uit, en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. Wederzijds, nie? En dan gaan hy aan, hy sê, en moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie, en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie. Maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Vers 12 sê dan, ook het hulle hul harte soos 'n diamant gemaak om nie die wet te verneem nie, en die woorde wat die Here van die leerskare deur sy gees deur die diens van die vroeë profete gestuur het. So het daar dan van die Here van die leerskare 'n groot toorn gekom. Hoekom was die toorn van die Here daar? Want daar was nie geregtigheid in die land nie. As ek iemand kon indoen,
Ai. Dan het ek dit gedoen. Nou, ons mag dalk nou sê, maar ek doen nie iemand in nie. Ek weet van iemand anders wat dit dalk doen. Maar ek doen dit nie. Kom ek vra die volgende vraag. As jy weet iemand anders doen dit, wat doen jy daaromtrent? Dis in die konsep van die deler is so goed soos die steler. As jy nie daarteen praat nie of jy spreek dit nie aan nie, is jy net so skuldig daaraan, want dan keer jy dit eintlik goed, as jy dit nie aanspreek nie. So hier is die twee probleme wat ons het. As ons die groot gebod het van God se liefde en dan die mense liefde en om hulle reg te behandel, die twee groot sondes wat daarin teen staan is om dan iets anders in God se plek te stel en dan mense nie met geregtigheid te behandel nie. Mense nie reg te behandel nie. Soos ek nou maar sê, die indoen, maak nie saak op wat, as ek iemand kan onderwerk, dan doen ek dit in elke opsig. En dit is dan die twee groot sondes wat teen hierdie groot gebod dan staan. Want dan werk ek daarteen. Dis 'n baie interessante konsep waarna ons moet kyk. So, as ons dan gaan en sien ons, God het geregtigheid lief, nee. Sy geregtigheid staan altyd daar. God wil hê ons moet na mekaar kyk en dit was een van die dinge wat hy in Israel gedoen het. Hy het dit in Israel inbepaal dit gesê, jy sal altyd die weduwees hê, jy sal altyd die wees hê, jy sal altyd die armes hê. Byvoorbeeld, jy moet vir hulle gedeelte nie afoes nie, jy moet vir hulle los laat hulle dit kry, moet hulle nie verhinder laat hulle iets kry nie. As jou broer iets teen jou geskuld het, hy gee jou net sy pan, dan moet jy dit nie aan vir hom teruggee, want dit is al wat hy het om mee te slaap. So met ander woorde, die Here het deur die hele skrif en in Israel se tyd het hy vir hulle gesê, behandel ander soos wat ek hulle sal behandel. Moenie omdat hulle klaar teen die grond is, hulle nog verder vertrap, sodat jy daardeur verryk kan word. Om dit op 'n fisieke eenvoudige manier te stel, ons moet baie mooi kyk na mekaar. Jy weet, die lewe is hard, en die lewe druk, en soos jy nou sê, die Here het nooit bedoel, as ons teruggaan na die Ou Testament, wens ons het tyd gehad om daai pragtige wette te gaan kyk, hoe die Here die volk voorberei het vir die konsep dat daar weduwees sal wees, dat daar sal wees 'n kind wees, daar sal armes wees, maar nooit ooit was daar veronderstel om daai bittere armoede in Israel te wees nie. Ja. En dit het nie gegaan oor almoese en om net 'n arme mens maar nog armer te hou nie. Jy het 'n persoon opgehelp en opgetel. Dit was 'n fantastiese stelsel wat die Here ingestel het om te sorg dat mense wat geval het of wat iets oorgekom het langs die pad, verloor het langs die pad, weer die kans kon kry om op te staan. Maar ons weet dat toe Christus op hierdie aarde aankom as die Messias, hoe het hy sy volk gevind? Wat al hierdie wette van veronderstel was om toe te pas, dat die weduwees nie wese uitgeworpenes was uit die land uit. Ja. Van die swaarste gekry het was hierdie arme mense. En hoe dit die Here ontstel het om dit te sien. So ek dink ek wil net gou vir ons 'n vers lees. Dis eintlik 'n ego van wat in Deuteronomium 10 vers 12 staan. As ons in Micha 6 vers 8 kyk, kan sê hy het jou bekend gemaak op mens wat goed is. Wil jy weet wat is goed? Dis so eenvoudig soos dit. Wat is goed? Wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Ja. Hier, en dit is soos hy sê, al die hele wet nie profete hang hier aan. Wat vra, dis 'n mooi dat Micha sê, wat vra die Here meer van jou? Dat jy reg doen, met liefde betrag en ootmoedig wandel met jou God. As jy dit nou in die meer bruikbare taal wil sit, dat ons as Christene die beter ken is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, hele krag, al jou verstand en jou naaste lief hê op dieselfde manier. Okay. Dit is nou die teorie. Dis die teorie. Die prakties is, ons moet nou as mense swaar kry, dan moet ons hulle daardeur probeer help. En kom net gou by die punt uit. Dit sê nie heeltyd gee almoses uit nie. Dit sê nie heeltyd gee almoses uit nie. Help mense om op hulle voete te kom. En wanneer hulle minder as jy het, moenie hulle nog te nakom nie.
weet, ek het een keer so iets gelees op aanlyn, dat as iemand na 'n dierrestaurant toe gaan en hulle gee die spyskaart vir jou, dan sal jy daar, om nou gesig te wys, die ding bestel en jy sal betaal en jy sal nog 'n fooitjie daar by sit. Maar as jy daar uitstap en jy stop langs die man wat dalk nou groente verkoop in die straat, dan sal jy hom nog afstry oor die pryse wat hy daar het. Sjoe. So met ander woorde, die een wat reeds swaar kry, Ja, sal ons nie eers gee net die bietjie wat hy vra nie, maar die ander ene wat in elk geval verskriklike hoë pryse vra, sal ons nog bylas om hom te probeer beïndruk. En dit is waar die Here van praat. Kom ons laat reg geskied onder ons, sodat ons nie ander mense onderdruk nie. En dit is die teenwerking om die grootste 2 gebooie te kan navolg, om God se kinders te behandel soos wat hy hulle sou behandel het. Ek wil opsom dit wat jy nou so mooi gesê het. In Jesaja 1 vers 17 sê, leer hoe om goed te doen. In ander woorde, dit is lyk my iets wat nie maklik kom vir enigeen van ons nie. Leer hoe om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees en verdedig die saak van die weduwee. Dit is vir my verskriklik interessant dat Jesaja sê, leer hoe om goed te wees. Met ander woorde, op een of ander manier in hierdie sondige wêreld het ek en jy albei verleer oor hoe om 'n goeie mens te wees. Ons moet dit van vooraf aanleer. Ja. So dis baie interessant dat ons dit moet leer en dat Jesaja dit vir ons sê. Hy sê maar hoe leer jy dit? Weer eens gaan ek nou vra. Dis dit net deur om dit teoreties te lees en sê okay, ons moet dit doen? Nee. Daai teks sê vir ons moet na hulle toe gaan. Ons moet, as daar moeilikheid is, dan moet ons die weduwees gaan verdedig. Ons moet kyk na die wat kinderloos is. Ons moet vir hulle opkom. Met ander woorde, jy moet na hulle toe gaan en hulle probeer help in die situasie waarin hulle is. Met ander woorde, prakties moet jy betrokke raak. Dis die enigste manier hoe jy gaan leer hoe om goed te doen. Kan ek so klip in die bos gooi hier? Mag dit dalk wees dit is vir ons makliker om na die wees en die weduwee te gaan kyk, as om op te staan teen 'n verdrukker. Ja. Jy al daaraan gedink dat ons soms banger is vir mense as dit ons respek het vir die Here. Ons sal eerder stil bly oor dit wat 'n verdrukker ook aan ons kan doen, as dat ons sal opstaan vir die geregtigheid wat God van ons verwag om voorop te staan. Ja. So dit is een van daardie dinge wat ons nou moet kyk. Want as ons nou die groot gebod wil navolg, en nie net sê ons is lief vir die Here en ons is lief vir ons mense nie, dis prakties. En ek het dit al van tevore gesê op van ons vorige program en gesê, liefde is 'n werkwoord. Ja, dit is waar. Dis nie net 'n teorie nie, dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n werkwoord. Met ander woorde, liefde werk. As jy sê ek het lief, dis 'n werkwoord. Dan sal my handelinge daarvan getuig. Ja, dit moet oorgaan van dit wat ek sê, dit wat ek voel, moet oorgaan in dade, liefdesdade teenoor ander. So, ons kan vinnig kyk daar na Matteus 23 vanaf vers 23 tot 30. En Jesus praat eintlik hier met die skrifgeleerdes en die fariseërs en hy sê vir hulle, julle dink julle is so goed want julle doen al hierdie dinge, maar gaan jy gou vir ons lees? Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na. Die reg en die barmhartigheid en die trou, hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs en gefeinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite af wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeende en ander onreinhede is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel geregverdig, maar van binne is julle vol gefeinsdheid en ongeregtigheid.
Wee julle skrifgeleerdes, fariseërs en geveinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstede van die geregverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons nou geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Ja, dis nou baie maklik om so te sê, en ek wil net vinnig kyk daarna, want ons is so geneig om te kyk na die fariseërs en die skrifgeleerdes, hoe hulle was verskriklike mense. Maar onthou, hulle was maar die leiers van daardie dag, maar daar's 'n ander woordjie wat daar inkom. Geveinstes. Die wat, en ek wil amper dit opsom in my woorde nou te sê, dis hulle wat dink van, ons is tog so goed. Ons is die heiliges. Daar's niks fout met, al die ander mense het die fout. As daar 'n preek gegee word, dan sien ek iemand anders se gesig oor, ja, daai ou moes nou hierdie preek geluister het. Ek het dit nie nodig nie, maar ander mense moes dit geluister het. En ek dink ons moet hierdie dinge ons eie maak. Want al doen ons baie keer reg teenoor ander, al kom ons baie keer op vir ander, ek dink ons val baie daarin om hierdie twee groot gebooie waarin die hele wet en die profete hang, te voldoen en te volvoer in ons lewens. Absoluut. Ja, en dan as ons net vinnig gaan kyk, en ek wil nie ons moet baie lank daarop stil staan nie, as ons weer gaan kyk na Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37, dan is dit die ou verhaal van die barmhartige Samaritaan. En Christus stel daar die Samaritaan voor. Ons moet die Samaritaan wees. Ons moet soos Christus wees, maar ons is nie die Samaritaan nie. Die barmhartige Samaritaan nie. Christus is die barmhartige Samaritaan. En Christus sê, julle moet so na ander mense kyk. Moenie kyk wie hulle is of wat hulle is nie, of as hulle teen die grond is nie, want hierdie man is amper dood. Help hulle eerder op as wat jy hulle verder in die grond indruk. So met ander woorde, kom ons probeer in hierdie week wat voorlê en in die maande wat voorlê, om nie net te sê ons het die Here lief nie, maar om dit in dade oor te sit en dan op te kom vir die wat onderdruk word, in watter manier ook al. Al is dit 'n werknemer wat saam met u werk en wat dalk vals beskuldig word en jy weet dit is nie so nie. Kom op vir daardie persoon, want dit is deel van om jou naaste lief te hê, om geregtigheid lief te hê, om te sê, ek sal nou maar niks sê nie, want net as ek saam met hom in die moeilikheid. Nee, kom ons probeer opkom vir ons naaste, en so volvoer ons die hele wet, waarin hierdie twee groot gebooie hang. Is daar nog enigiets wat jy vir ons wil byvoeg? Dit is so eenvoudig, dit wat ons vandag oor gesels het. Dit kom op een sinnetjie neer, wees 'n goeie mens. En wees 'n goeie mens, omdat jy die Here bitter lief het. Want as ek en jy die Here aanvaar as ons regverdigmaker, ons verlosser, ons heiland, dan is daar nie 'n manier dat daardie liefde en daardie geskenk wat hy aan my bewys het, nie op die einde van die dag oorvloei uit my na diegene rondom my nie. Maar ek kan nie kieskeurig wees vir wie ek wil lief hê nie. Die Here is nie kieskeurig nie. Hy het almal lief en hy het dieselfde missie om almal te gered te sien. Ek en jy moet daai missie begin inval. Ek dink as net so terloops is die Here kieskeurig moes gewees het. Dat hy nie my gekies Dat hy ook nie my gekies nie. Dat hy dalk ander gekies. Maar dan sou hy nie my gekies het nie. Maar die Here kies almal. En hy wil graag hê dat ons dieselfde die ander moet behandel wat rondom ons is. Baie dankie dat jy saam met ons was, baie dankie dat u saam met ons gekuier het en dat ons weer in u sitkamers kon gesit het en saam met u kon gesels het uit God se woord. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens kan sien dat die twee groot gebooie waarin die wet en die profete hang, liefde tot God en ons liefde tot ons medemens, nie net 'n gevoel is wat ons het nie, maar dat beide van daardie twee oorgaan in dade van geregtigheid teenoor ons medemense. Want die manier hoe ons kan bewys dat ons God liefhet, is om te bewys dat ons sy kinders goed behandel en reg behandel in alles wat ons doen. Dankie Vader dat u weer eens vir ons wysheid en insig gegee het uit u woord. Help ons om in hierdie week reg en geregtigheid toe te pas en ander te kan help wanneer reg en geregtigheid nie aan hulle kant is nie. Dit bid ons in Jesus se groot en se wonderlike naam. Amen.